ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 175. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of andersins baie belangrik, die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy ooit jou hande kan oplê. Die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version, die een wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Briand Rottenham vertaal was. Ek het 'n paar van hulle beskikbaar. Hy is verbanne in die wêreld, jy kan hom nie kry, jy kan hom in geen boekwinkel kry nie. Nie een boekwinkel in die wêreld nie. Kan 'n paar is in Amerika, jy kan hom van daar af kry van die Sacred Name Movement af, maar dan moet jy al die onkostes betaal om dit te kry en alles, kos dit jou baie meer is om een van my af te kry. Ek het kopiereg, verspreidingsregs en vertalingsreg, ek het al die regte 'n klompie jare terug by die Amerikaners gekry, en daarom het ek 'n klompie laat druk. Sou jy belangstel, dis 'n erfstuk, dis so dik Bybel, daar kan jy hom sien hoe lyk hy. En aan Jaffa al die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124, daar kan jy dit alles sien. As ook by ons webtuiste https://jaffashua.co.za. Ek wil net sê, ons het die probleem is heeltemal uitgesorteer met mense wat nie kon kontak mee, wat gewoonlik die www gebruik het by die webtuiste. Almal gebruik nou die https://, dan soos ek sê, jaffashua.co.za. Ek wil broer David baie dankie sê vir al die werk wat hy doen met die webtuiste, en om ook al die boodskappe geplaas te kry by die satelliete, sodat dit op tyd uitgaan elke week. As dit vir die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk of luister, is dit uiters belangrik dat jy by deel 1 gaan begin, want jy het reeds 'n magte om inligting gemis. Het is ook uiters noodsaaklik dat jy sal inteken of subscribe, die Engelse woord, op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende kennisgewings van die studie sal ontvang, waarmee ons besig is. Stuur ook die kontak vir die link kontak vir u vriende en familie en kennisses. Dis lewensverandering. Skryf blok en pen in 'n Bybel, uiters noodsaaklik, want dis 'n Bybelstudie. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, hier wat dit vanmôre Vrydag is, deur u genade en u goedertierendheid, u grootheid, u heerlikheid, wil ek dan vanmôre bid dat u deur die salwing van die Ruach HaKodesh ons elkeen meer attent sal maak, sal teenwoordigheid deur die Ruach HaKodesh. Ek wil bid reg oor die wêreld, waar mense nou na die woord luister, dat u deur die salwing van die Ruach, halleluja, hierdie bonatuurlike geopenbaarde woord opbreek in klein stukkies, en dat u ons voed met die brood van die ewige lewe. Maak ons in die dag vars brood, vars water en vars sout in 'n verlore wêreld, en maak van ons lig wat skyn, dat die mense met wie ons deel in die dag en in die naweek, u Vader Jaffa en Jaffashua, deur die Ruach HaKodesh sal ervaar. Salf die woord vanmôre. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffashua. Volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se sessie 'n groot blessing wees. Besig met die boek Spreuke. Ons maak klaar met Spreuke hoofstuk 13. Nou, hier's baie interessante woord vanmôre wat ons nou moet luister, want is iets meer om te leer. En as ons net kan leer om te leer, dan is ons op die regte pad. Hy sê in Spreuke 13:22, 'n goeie mens, met ander woorde vir my, die goeie mens, ek wil amper sê, 'n Jaffas. Hulle wie deel van die bruid van Jaffashua is.
laat sy kindskinders erwe, sy kleinkinders en sy agterkleinkinders. Hulle het iets nie net om vir hulle kinders te los nie, maar vir hulle kinders en hulle kinders. Ons mag dalk nie al die rykdom hê om vir ons kindskinders en hulle kinders iets te laat nie. Maar weet jy wat, ons is besig met die bonatuurlike geopenbaarde evangelie, wat die grootste erfenis gaan wees vir die nageslagte, as Jafashua lewe sondspaar en vertoef om te kom. Ons glo ons lewe in die laaste tyd. Ons glo so, as ons kyk na die tekens om ons en al die dinge. Maar ons weet dat die laaste vredesverbond is nog nie geteken nie. Daniël 9:27 nie. So die tyd van vals vrede het nog nie aangebreek nie. Ja, ek hoor hier's van die Israel visie ouens wat sê, ons lewe in die groot verdrukking. Dis nie sleg nie, wanneer het jy die mikroskyfie gekry? Tannie Deborah, wanneer het jy die mikroskyfie gekry? Waar is hy? Waar jy sonder jy nie kan koop of verkoop nie. Ek en jy stap by dieselfde checkers in. Jy die mikroskyfie laat implant. Jy lewe in die groot verdrukking. Ek koop dieselfde goed, wil jy koop sonder 'n mikroskyfie. Hoe wonderlik is dit? Want ons lewe nie in die groot verdrukking nie. As die mense sê goed en promoveer goed, dan het hulle nie 'n klou waarvan hulle praat nie. 'n Goeie mens laat sy kindskinders erwe. Wat het ons vir ons kinders en ons kindskinders en ons agterkindskinders om te erwe? Ons het iets wat ons vaders en moeders nie vir ons gegee het nie. Wat is dit? Die bonatuurlike geopenbaarde woord. En dis hoekom ek al my tyd spandeer 15, 16 ure 'n dag. Ek en Pastoor Rika, wat ons spandeer in die woord, in 'n navorsing en studies en opleiding en boodskappe en die vertaling van die Legkaart Studiegids Bybel, die Nuwe Testamentiese Bybels, Afrikaanse Bybel in die oorspronklike bonatuurlike name. Hoekom? Dat die goed kan wees vir ons kinders en kleinkinders en agterkleinkinders. Ek het hoeveel mense wat die Legkaart Studiegids Bybels koop, wat sê, prof, ek koop hierdie want ek leer my kinders van kleins af. Moenie jou kinders uit 'n kinderbybel uitleer met prentjies van die Jesus nie. Waar hy stap, liewe Jesus met sy baard en sy blou oogies en sy skapies saam. Moenie kinderbybels gebruik nie, is die grootste fout in jou lewe. Want die kinderbybels is deur die Katolieke en die Vrymeselaars daar gestel. Moenie kinderbybels lees vir hulle, kry die Legkaart Studiegids Bybels. Ek verduidelik dit vir jou, dat 'n kind dit kan verstaan. En weet jy wat doen die papi en mammy? Vat dit 10 minute voordat jy die kind gaan bedien, voor jy saam met die kind gaan bid, voor jy met hom oor die Bybel gaan praat, dan lees jy die stukkie wat jy wil praat oor, en sien wat ek vir jou verduidelik, dat selfs 'n kind dit kan verstaan. En weet jy wat gebeur? Mammies en pappies sê, prof, my kinders moet die geopenbaarde woord nou reeds ervaar. En weet jy wat? Daai kinders word groot in die bonatuurlike geopenbaarde name en niemand sal hulle ooit weer hulle minds change na Jesus, Baal God wat in die 16de eeu geskep is. Hy is nie Jafashua wat 2000 jaar gelede gebore is. Die Jesus en Jafashua is twee verskillende. Die een is 'n Katolieke God en die ander een is die seun van Jaffa, die Almagtige. En dis hoekom daar donker eeue was en 150 miljoen Jafiste en Jode doodgemaak was oor 'n tydperk van 1500 jaar se tyd, is om die manuskripte en die mense uit te wis wat in die geopenbaarde name gefunksioneer het. Ek dank Jaffa, dis waar ons energie in gaan. Ek wil vir my kinders, my kleinkinders en my kindskinders iets laat beerwe wat ek en u nooit gekry het nie. Kom, ons skaam ons nie vir die evangelie
van Jafashua nie, want die woord sê, dis 'n krag tot redding vir hulle wat glo. En as ons nog ons kinders kan nog laat glo, beter. Die Bybel sê, jy mag nie die kinders laat struikel nie. Die Bybel sê, as jy die geringste van my kinders laat struikel, sit 'n meel om jou nek, klip en spring in die see. Hy goeie mens laat sy kinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebere. Ja, hy sê, hy vat by dat die ongoddelik is en hy gee dit vir die geregverdig is. En die woord sê, ons is die regverdiges. Ons is die drie gees, die geseëndes, die gesalfdes en die, ek hoor nie, die gunsgenote, en ons is die regverdiges. Ons is die gunsgenote van Vader Jahwe. Ja, hier's 'n boodskap om vir 'n halfuur te preek. Wat gaan u vir die kinders los? Net 'n bank vol geld, 'n huise en karre? Of gaan jy sê, ek kon nie al daai goed vir hulle los nie, maar ek gaan iets in hulle lewens los, wat niemand ooit in my lewe gelos het nie. En dit is nie omdat hulle nie wou nie. My pa sou dit wou gedoen het, maar hy het dit nie geweet nie. Hy het in daai tyd gelewe van onkunde, hy het nie geweet nie. Maar ek en u weet vandag, halleluja. Die braakland van die armes lewer oorvloedige spys op. Hy sê die braakland van die armes lewer, hy sê nie die sondaars nie, die armes, is so arme is nie 'n sondaar nie. Verstaan jy wat ek sê? Wanneer ek iemand sien wat arm is, dan soek ek nie sonde in sy lewe nie. Dis partykeer die omstandighede waarin hulle gebore was, dis die omstandighede waarin hulle verkeer, waarin hulle opgegroei het. Hy sê die braakland van die armes lewer oorvloedige spys op. So dis nie te sê dat as ek arm is, dat ek enig arm moet doodgaan nie. Ek meen ons almal, ons kinders wat in Simmer en Jack groot geword het, die ou myngebou in area in Germiston, Driehoek Germiston. As daar 50 kinders gebore was, dat 49 van daai 50 kinders entrepreneurs geword. Hulle eie besighede gehad deur hulle lewens. Hoekom? Want ons wou nie ons kinders ook in dieselfde armoede grootmaak nie. Daar's nie fout om arm te wees nie. Solank ek arm is en eerlik is, dis die belangrikste. Arm wees en Jahwe dien. Dis nie my bankrekening wat my status in die hemel gaan bepaal nie. Dis wat ek vir die koninkryk van Jahwe beteken het. Die braakland van die armes lewer oorvloedige spys op, maar daar is wat deur ongeregtigheid verlore gaan. Maar daar is van hulle wat deur ongeregtigheid verlore gaan. Dus hy sê nie dat dis hulle almal nie. Hulle wat verkies om so te lewe. Hy sê, wie sy roede terughou, haat sy seun. Met ander woorde, hy, die pa en die ma, wie die tug terughou. Die roede vir my is bietjie kwaai. Die roede klink amper soos altyd doodslaan. Ek hou van die tug. Want weet jy hoekom? Jahwe kan my ook in die gees, deur die roeg, my tug. Vir my sê, hey man, hey, kan jy nie hoor nie? Wat is daai goed daar? Nee, is eintlik dit. Verstaan jy wat ek sê? Ek wil vanmôre sê, as ons die tug terughou, gaan my seun my haat. Dit is net 'n manier, die roede of die tug is 'n manier om ernstigheid uit te bring in jou kind se lewe. En dis nie om 'n kind dood te slaan nie. Daar's ander maniere om te tug. Die ou mense, my pa, hulle het gedink, as jy jou doodgeslaan het, dan bid hy jou weer aan mekaar. Maar sommer hulle so groot geword het, hulle was vicious geweest, die ou mense. Want hulle het so groot geword, met spanriemen geslaan geweest, en dit is vir my verskriklik. Maar wanneer ek kyk na roede en tug, dan sien ek dat ek kan ook die roede of die tug toepas, deur 'n streng woord. En dis hoe Jahwe met ons werk baie keer. Is nie net altyd 'n kwessie van ons stik en slaan nie.
Ja, as ons nie wil hoor nie, daar's 'n spreekwoord in Afrikaans wat sê, as ons nie wil hoor nie, moet ons voel. Maar omdat ons in die Ruach HaKodesh lewe, is ons sensitief vir die leiding en die stem van die Ruach HaKodesh. En wanneer hy met ons praat en met ons deel. En daarom het Jaffa meeste van die tyd net nodig om te sê, hey man. En onmiddellik het ons sy aandag. En het hy ons aandag. Wie sy roede terughou, haat sy seun, maar hy wat hom lief het, besoek hom met tugtiging. Tugtiging? Ja. Ek hou van die vermaning. Roede, tugtiging, klink bietjie aggressief. Maar as dit nodig is, dat dit moet gebeur, dan moet dit gebeur. Eerder as wat jou kind eendag as 'n moordenaar in die tronk sien sit. En omdat jy niks wou gedoen het nie, omdat jy nie wou wreedaardig wees nie. Daar's 'n verskil van tugtiging en roede en wreedaardigheid. Daar's 'n verskil daarso. En daarom hou ek van die teregwysing. Die woord sê ons word deur die Ruach HaKodesh tereggewys. Ek is so bly dat ons elke môre in die woord gevoed word met die bonatuurlike. En dat Jaffa ons teregwys op verskillende maniere. Vers 25 en ek sluit af, die regverdige, die drie gees, geseëndes, gesalfdes, gunsgenote, die regverdige eet totdat hy versadig is. Daar's genoeg vir jou om geestelik te eet totdat jy versadig is. En eet gaan nie net oor die ramstyk en die hoendervlerkies en die goed nie. Dit gaan oor dit wat ek en u elke oggend ontvang. Dit gaan oor die studies wat daar is, wat u kan na hartelus gaan sit en geestelik eet. Hy sê maar die maag van die goddelose ly gebrek. Hoekom? Want hy's 'n leier. Hy wil nie werk nie. Hy wil nie ploeg nie. Hy wil nie die arbeid insit nie. Hy wil nie sweet nie. Dis vir hom wat die woord sê, koning Salomo gesê het, so in hoofstuk 6, hoofstuk 7, gaan na jou leier, gaan na die mure en word wys. Die regverdige eet totdat hy of sy versadig is. So ek wil sê, as jy in die Ruach lewe, en jy eet in die bonatuurlike, dis jou reg, as koning, seun en priester, maar die goddelose ly gebrek. Kom ons gebruik die naweek om iemand aan Jaffa voor te stel, om vir iemand anderster 'n blessing te wees, en laat ons poog om die bonatuurlike evangelie uit te dra aan 'n verlore wêreld. As dit Vader Jaffa se wil is, tot maandagoggend, Maranatha, Jaffa kom weer, halleluja.